Goeiemôre, 31 Julie, lesing 77 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. Ek het eers gedink om hierdie hoofstuk uit te los, want dit is nie eintlik baie lering daarin nie, maar die opskrif is toe vir my nogal belangrik, want hier is ongelukkig baie dwaase vrae wat mense vra. En die dwaase vraag kom maar vanuit die vlak wat hulle in die gees is. En omdat ons juist daar is om die mense wat laag in die gees is, of swak in die gees is, of nie, eintlik heeltemal nie in die gees is, moet ons dan ook reageer. Joshua het nou op hierdie vraag gereageer, en hy gee vir ons 'n redelike riglyne, wat se vraag is by hom waardig, wat ons nou gaan lees. Nou sê Sirenius, wat nou al redelik lang by hom is daar, aan en af, alhoewel Sirenius ken hom van sy geboorte af, hy het juist vir hom Egipte toe laat gaan. Meester, ons almal kan u nie genoeg dank vir die oneindig belangrike lesse wat u ons almal nou gegee het nie. En ek verstaan nou al reeds aansienlik baie meer. Ook by die laaste verskynsel, wat visie koning Mattheel ons nou opnuut uit sy ryke voorraad ten beste gegee het, bly geen onduidelike sake oor nie. Slegs die 2 of 3 belangrike en magtige engelgeeste wat Lazarus kom haal het, is vir my wat hulle status betref, nog volledig onbekend. Miskien sou ons ten minste hulle gewyde name mag hoor, en miskien sou ons ook nog iets meer kon waarneem oor die betekenis van die terugkoms van sy kinders. Die verhaal was andersins heel sonderling. Daai van die kinders, dit is nou die verhaal van Lazarus se pa, wat ons nou gister gelees het. Hoewel ek eerlik gesê nog baie graag sou wou weet hoe en waar die liggaam van die ou Lazarus begrawe is, en wat daar later van die klein rabbi geword het. Ook 'n nadere toeligting oor die beroemde varingkrye olie, sou bepaald nie ongewens wees nie. Meester, sou u ons daar meer oor wou vertel? Joshua praat, hy sê, maar vriend, daardie is immer slegs baie onbelangrike bysake, wat vir die geheel eintlik glad nie van belang is nie, omdat hulle daar niks mee te maak het nie, en daar so goed as geen verband mee het nie. Wat is so belangrik aan die name op sigself van die engelgeeste wat Lazarus tegemoet gekom het? 'n wetlike reispas het hulle nie nodig nie, en 'n wêreldse beskermreg ook nie. Waarvoor sou jy dan hulle name nodig hê? Maar omdat jy dit so graag wil weet, dit was die aartsengele, Zuriel, Uriel, en heel op die agtergrond ook Michael, in die gedaante van Johannes die Doper, oor wie Zinka ons baie vertel het. Maar daar was nog 'n aantal geeste daar aanwesig wat Mattheel nie kon sien nie, omdat hierdie geeste so rein en suiwer is, dat hulle nie meer met die oog van die siel kan gesien word nie, maar slegs met die oë van 'n gees, wat self heeltemal rein is. Iets waartoe Mattheel nog nooit in staat was nie. En verder, wat is die belangrikheid van die begrafnis van die liggaam van Lazarus? Wat is die belangrikheid van die klein rabbi? En wat van die varingkrye olie? Wat wel Titanus klem in die kaak ophef, en die wurms in die maag dood as dit eg is. Maar as dit nie eg is nie, het dit ook glad geen uitwerking nie. Laat ons daarom ophou oor dit wat min of meer geen nut vir ons kan hê nie. En hier is die kern van Joshua se boodskap, en laat ons daarvoor sorg, om slegs ons kennis en ons wete van geestelike sake te vermeerder. So belangrik dat ons onsself dwing om in die geestelike te dink en geestelike vrae te stel. Dinge wat te doen het met jou redding en verlossing.
Vra daarom liewer na iets geesteliks, nog uit die sfeer van dit wat deur Mattheël geestelik gesien is, as na sake vir die gees, wat vir die gees net so onbelangrik kan wees, as die sneeu wat 1000 jaar voor Adam die woeste streke van die aarde bedek het. Wat materie is en hoe dit ontstaan, bestaan en nog ontstaan, is reeds volkome duidelik aan julle uitgelê. En daarom moet ons nou voor alles aanleenlik toespits op die geestelike dinge. Wat het die mens aan alle kennis en wetenskap in die hele wêreld, as hy homself nie tot in die diepste lewenswortel ken nie, en dit veral in die lewens- en bestaansweer van sy siel en sy gees, sal hy ooit waaragtig gelukkig kon wees, al besit hy ook alle aardse goedere, as hy hom by tyd en wyle sal moet afvra, wat sal daar na die dood met my gebeur? Sal ek op een of ander wyse bewustelik verder lewe, of sal dit ewig heeltemal met my gedaan wees? As die bankvraagsteller egter geen bevredigende antwoord kry nie, nog van iemand wat meer ervare is, of nog minder uit die eie duistere wêreldse lewenskamer, daai lewenskamer is in jou hart, waartoe nog nooit 'n geestelike lig van waarheid deurgedring het nie. Wat dan? Sal so 'n skatryk man wat hom dit ernstig afvra, wel sy groot skatte en rykdom geniet? Dit sal gewis skaars die geval wees, as hy om enigermate bewus is van die liefde vir die lewe. Wat het die mens daaraan, as hy alle skatte van die wêreld sou wen, maar skade sou ly aan sy siel? Daarom weg met alles, wat deur roes en motte vernietig kan word. Slegs dit wat van die gees is, bly vir ewig, onveranderlik. Alles wat tot die materie behoort, is dikwels nog onderworpe aan tallose veranderinge, voordat dit die vlak van die gees sal bereik. Vra daarom na dinge wat die gees en die siel aanbetref, maar nooit na aardse sake nie. En dit word vir ons ook in Matteus 6:19 en Jakobus 5:8 ook vir ons gegee. Volgende hoofstuk 1:4:1, die toorn of woede van Elohim, en dit is in aanhalingstekens. Sirenius sê ietwat verleer, meester, behalwe ek het niemand u tog ergens vir iets gevra nie. En dit lyk asof u as Elohim, as my meester en my behoeder, om hierdie rede kwaad geword het vir my. Joshua sê vir hom, hoe kan jy my so verkeerd verstaan? Hoe kan ek kwaad vir jou wees, terwyl ek jou in alle erns en vir ewig waar laat sien, wat vir julle almal en vir elke mens die mees noodsaaklike vir die lewe is? Kyk hoe gering jou beoordelingsvermoë nog is. Wanneer sal dit groot genoeg wees? Vir wie kan die suiwerste oerliefde van alle liefde in Elohim ooit kwaad word? As julle oor die toorn of die woede van Elohim lees, dan moet julle dit sien as die ewig altyd gelyke en vaste erns van sy wil. En hierdie erns van die wil in Elohim is immers juist die binneste kern van die reinste en magtigste liefde, waaruit die oneindigheid en alle werke daarin, soos kuikens uit die eier voortgekom het. En dit kan toch nooit vir iemand kwaad word nie. Of dink iemand van julle dat Elohim, net soos 'n dom mens, kwaad sou kon word? Toe kom die ou owerste Stahar weer eens na my toe en sê, meester, vergeef my as ek my hier ook 'n opmerking veroorloof met betrekking tot die toorn van Elohim. En dit is so, hierdie is nou 'n ou skrifgeleerde, jy lees oral, veral in die Ou Testament, van die toorn van God, van Elohim. Kom ons kyk wat sê Vader op hierdie ou se vraag. As 'n mens vasgloeiende in Elohim
die ou wêreldgeskiedenis bekyk, seker vasgloeinde, Ja. ek dink daai woord is verkeerd daar, kan mens tog nie heeltemal aan die indruk ontkom, dat Elohim van tyd tot tyd, die mense wat te losbandig geword het, sy toorn en sy wraak op besonder onverbiddelik streng wyse laat voel het nie. Myne is die toorn en myne is die wraak, spreek Elohim deur die mond van die profeet. Dat dit so is, bewys die verdrywing van Adam uit die paradys, die sonvloed ten tye van Noag, die goedkeuring van die vloek van Noag oor een van sy seuns, later die ondergang van Sodom en Gomorra, en die 10 omliggende stede op die plek waar ons tans die dooie see bewonder. Nog later die plaag van Egipte en die van die Israeliete in die woestyn. Dan die moorddadige oorlog teen die Filistyne, wat deur Elohim beveel was. Die Babyloniese gevangenskap en nou uiteindelik die totale onderwerping van die volk van Elohim deur die mag van die heidene. Vader toegelaat dat die Romeine nou oor hulle heers. Meester, wie nou hierdie handelswyse van Jahwe teen die sondaars? En wie is dit anders as ons mense? Ook maar bietjie onder oë sien en op hom laat inwerk. Kan tog onmoontlik iets anders ontdek as reëlregte toorn en ondubbelsinnige wraak van Jahwe. Natuurlik sou mens kon sê, so voed Elohim met 'n flinke tugroeder in die hand, in volle erns sy mense en die hele groot volke op. Maar die klappe en die slae sien daar beslis nie uit, asof hulle uit die hand van 'n liefdevolle Vader kom nie. Maar oral sien mens hierin 'n ontsettend toornige, hoewel in 'n bepaalde opsig, uiters regverdige regter, wat met lewe en dood en met pestilensie en brand oordeel. So dink ek daaroor, dit wil sê, as die wêreldgeskiedenis ons die volle waarheid vertel, mag die hele treurige opsomming van dit wat Elohim egter veroorsaak het, slegs 'n versinsel wees, dan kan dit wat mens toorn en wraak van Elohim noem, inderdaad die kern van sy ewige en suiwere liefde wees. Ek het dit nou slegs so na vore gebring, omdat U, o Meester, so ewe self oor die toorn en die wraak begin het. Dit sal desondanks tog wel so wees soos U, o Meester, dit eerder gesê het. Maar dit bly gewis vreemd, dat wanneer Elohim se toorn in die ou tye aangekondig word, die grimmigste straf ook volg as die mensdom hulle nie verbeter en egte boete doen nie, en dat sowel in die groote as in die kleine, en in die algemeen soos in die besonder, sonder enige toegeeflikheid. Wel, dit sou werklik die moeite werd wees, as by hierdie geleentheid bietjie nader belig sou kon word, hoe dit alles homself in ooreenstemming laat bring met die suiwerste liefde, sonder enige toorn of wraak. En hierdie is 'n vraag wat so baie mense ons vra. Hoe kan 'n God van liefde dit in die Ou Testament beveel het? Wat ons nou aldaars lees daar, daai absolute gruwelike oorloë en die verwoesting van stede soos Sodom en Gomorra, die vloed oor die aarde. Dan sê hulle, maar dit kan ons nie 'n liefdevolle God wees nie. Kom ons kyk wat Joshua nou vir ons hier verduidelik. En dit geld ook vir die moderne tyd. Hoor jy altyd, hoe kan Vader toelaat dat kindertjies so verkragt word? Hoe kan Vader toelaat dat mense van kanker sterf, ensovoorts, ensovoorts? Al hierdie dinge sal nou vir ons duidelik word. Elohim se toorn, aanhalingstekens, by Adam en Eva. Ek sê vriend, soos wat jy nou gepraat het oor Elohim se toorn en wraak, geregtigheid en liefde, so oordeel ook 'n volslae blinde oor die harmonieuse skoonheid van die kleure van die reënboog. Het dit dan nog nie tot jou deurgedring
dat al 5 boeke van Moses en al die profete en die geskrifte van Dawid en Salomo, maar net langs die weg van innerlike geestelike analogie begryp kan word nie. En ek is jammer om te sê dat die hele kerkedom sien nie dit in nie. Hulle vat net die letterlike verhaal en hulle bou hulle hele denke, geloof daarom. Maar in alles is daar 'n diep innerlike geestelike analogie. En dit is wat ons moet soek. En dit word net vir jou gegee as jy in die liefde is. Dan openbaar die liefde dit. Dink jy dan in alle erns dat Elohim vir Adam, deur 'n engel wat om hom te verjaag, 'n vlammende swaard as wapen in die hand dra, uit die paradys laat verdryf het? Ek sê vir jou, ook al het Adam hierdie visioen gehad, en was dit tog maar net 'n beeld van wat eintlik in Adam self plaasgevind het, en hoort as sodanig by die proses van sy opvoeding, en by die vestiging van die eerste godsdiens en oergemeente by die mense op aarde. Dit was gedoen om dit makliker vir die mense te verstaanbaar te maak, om die beelde beter te verstaan. Op aarde is daar nêrens 'n stoffelike paradys, waar die gebraaide visse sommer in mense mond inswem nie. Maar hy moet hulle, net soos nou, eers vang en braai, en dan eers met mate eet. As 'n mens egter werk en vrugte versamel, wat die aarde hom geskenk, en hy vir hom daardeur 'n voorraad opgebou het, dan was elke aardse streek, wat die mens in kultuur gebring het, of ek eintlik seker wees wat die mens gekultiveer het, 'n ware aardse paradys. Nou wie kultiveer stukke grond en aarde? Net een ras op hierdie aarde. Was dit al deur al die eeue, die Adamitiese ras. In 'n mindere mate die Oosterlinge ook. Mens kan nou, vandag kan 'n mens sien, dat hulle eintlik al die Weste verbygegaan het met die kultivering van grond en hulle lande. Dit is nou maar net 'n opmerking wat ek maak. Maar in Afrika kan jy maar gaan na elke stad toe in hierdie hele kontinent. Buiten miskien 1 of 2 wat hulle nou ordentlike leiers gekry het. Maar die res is 'n hoel. Dit is absoluut 'n vullishoop, soos wat die boek Levitikus van praat. As jy hierdie dowwe nasies wat van ver kom en wie se gehakkel tong jy nie kan verstaan nie, as jy hulle oor jou laat heers, dan word jou stede vullishope. Dit is hoe dit is. Gaan kyk maar hoe lyk dit in Johannesburg se sentrale distrik. Gaan kyk maar hoe lyk dit in Marabastad en selfs in die lae dele van Pretoria daar in die middestad. Dis vieslik. En dit is omdat hulle nie in staat is om iets te kultiveer nie. Dit kan jy ook sien as jy na hulle lokasies kyk. Feitelik geen plante, bome, gras ensovoorts nie. Wat sou daar van die mens en sy geestelike ontwikkel tereggekom het, as hy hom in 'n ware paradys van niks doen en eet, oor niks hoef te bekommer het nie, en niks gehad het om voor te sorg nie, as hom so te sê die heerlikste vrugte in die mond gelê sou wees, as hy vir homself leend op hemelse malse gras, maar iets hoef te wens en alles sal daar gewees het, sodat hy slegs sy mond hoef te open om die lekkerste happies daarin te laat skuif. Wanneer sou die mens dan by hierdie opvoedmetode die nodige selfstandigheid verwerf het om te lewe? Ek sê vir jou, dat as die paradys so was soos wat jy dink, en soos wat die meeste Christene dink, en soos wat ons almal gedink het toe ons in die kerke was, gedink daai paradys regtig die vliegende visse, of die visse vlieg gaar in hulle monde in. Nou sê hy, dis dwaas om so te dink.
Ek sê vir jou dat as die paradys so was soos wat jy dink, die mens tot op hierdie uur niks anders sou gewees het en sou geweet het as 'n goed versorgde gemeste os of 'n vraatsigtige poliep op die bodem van die see nie. 'n Poliep is 'n tipe van 'n ding met arms, baie soos 'n seekat. Wat beteken die beeld van die engel met die vlammende swaard dus? Wat sê hierdie beeld? Die mens was naak, want tot op hede het daar nog geen mens geklee in die wêreld gekom nie. Ook al hoef hy, net soos hierdie esel en hier, liggaamlik geen jeug deur te gemaak het nie, omdat hy wat sy liggaam aanbetref, net so ontstaan het, soos hierdie eselin, ook al was hy meer as 12 voet lank, dis Adam en Eva gee Vader nou vir ons hulle hoogte aan, dis dubbel ons gemiddelde hoogte van 6 voet. En Eva nie baie minder nie, was hy tog 'n kind wat betref sy oorspronklike kennis oor die gesteldheid van die aarde en moes eers vernaamlik deur ervaring wys word. In die warm voorjaar, die somer en die herfs, kon hy dit wel sonder klere uithou, maar in die winter begin hy die koue erg te voel. En in sy gevoel, wat Elohim altyd meer deur geestelike en natuurlike ingewing laat ontwaak, vra hy homself af, waar is ek? Wat het daar met my gebeur? Eers was dit so aangenaam, en nou kry ek koud, en die koue winde laat my vel pyn. Hy voel homself genoodsaak om op te soek te gaan na 'n windbeskitte woning, en sy liggaam te bedek met allerlei blare van die bome. Deur hierdie gedwonge besig wees, word die denke aktiewer en ook weldra ordeliker. Maar hy raak ook honger, want baie bome en struike dra geen vrugte meer aan hulle takke nie. Hy trek daarop uit en soek voedsel, en vind nog bome, nog vol vrugte. Hy versamel die vrugte en bring hulle na die grot, wat vir hom geskik lyk as woning. Toe gee sy hart, wat al meer ervaring opgedoen het, weer vir hom in. In hierdie tyd rus daar 'n vloek op die aarde, en jy as mens kan slegs in die sweet van jou aangesig jou voedsel versamel. Maar nadat die eerste mens van hierdie aarde eenmaal oorwinter het in die grot op die hoogte, wat die noordoostelike deel van die beloofde land begrens, daar gee hy vir ons nou aanduidings waar die paradys was, waar Adam gebly het, waartoe ook ons Galilea behoort, het hy in die tyd om tesame met sy vrou dieper oor homself na te dink. Toe kry hy ook behoefte aan meer geselskap. In 'n droom word aan hom uitgelê wat hy moes doen, om so dit wil sê groter samelewing te skep, en daarna begin hy Kain te verwek, al gou daarna Abel en Set. Onthou dat Adam en Eva aanvanklik op die aarde geplaas is as 'n verheerlikte wese, een wese, manlik en vroulik in een. En toe het Vader hierdie heerlike wese om baie goeie redes het hy hulle geskei, en hy het Adam in die slaap gemaak, en toe haal hy Eva uit Adam uit, en hy skep vir haar 'n liggaam. Die woord praat van klei, maar dis basies silika. Jou en my liggaam bestaan hoofsaaklik uit silika en water. Daar's baie ander elemente, maar hulle is maar minder. En nou het hierdie twee wesens nog in hulle verheerlikte vorm verder geleef, wat dit lyk asof hulle nie klere nodig gehad het nie. Hulle het 'n tipe van 'n inwendige beskerming gehad. Maar na die val in die tuin van Eden, die sondeval, wat ons nou in die vorige hoofstuk gelees het, sê hy dat die val van die oorsaak van die meeste van die goed was juis omdat die mens heeltemal buite Vader se orde
seksueel pervers opgetree het. En ons ken nou die verhaal, ek wil dit nie herhaal nie. Maar daarna het Adam en Eva hulle verheerlikte status verloor en het hulle vleesliggame ontvang. Baie soos wat die val van die eerste geeste plaasgevind het, hulle het hulle rug gedraai op Vader en hulle het van geestelike wesens verhard na materie. En dit is die hele groot oneindige skepping wat ons sien, wat ons noem materiële skepping. Al die sterre en die dwaalsterre en die komete en die sonne en wat ook al hulle beweer black holes is, dis alles deel van die gevalle skepping. En so het Adam en Eva dan ook vleeslike liggame gekry. Lig het gekondenseer en bloed geword. En nou moes hulle vir hulle self klere kry. Dis hoekom die skrif praat dat hulle blare voor hulle gehad aan hulle skaamdele. En later het hulle self seker maar met blare geklee, soos wat die primitiewe rasse dit doen, nog steeds in Suid-Amerika. En later het hulle toe nou diere geslag en velle gebruik. En heel wat later het hulle dan gewasse geplant waarmee hulle dan katoen en vlasdrade en allerhande ander goed geweef het. Maar dit is wat daar gebeur het. Nou kom ons lees verder. Maar dit was die vrou wat hom die eerste aanduiding gegee het vir die verwekking. Want die vrou kry eerste in 'n droom te sien hoe die verwekking moet plaasvind. Ons sal nie verder hierop ingaan nie, maar vriend Stahar, ek sê slegs vir jou, alles gaan baie natuurlik en daar gebeur niks teen die natuur nie. Toe sien Moses dat dit alles slegs in ooreenstemming met die wil van Jahwe kon gebeur. Elohim se gees laat hom sien dat hierdie heel natuurlike lyding via opgedoene ervarings deur my, dit wil sê deur my gees bestuur word. En daarom plaas hy Elohim in ooreenkomstige beelde altyd naas hierdie eerste mensepaar. En verpersoonlik hy ook my invloed in die mees beknopte, maar tog uiters paslike beelde, soos wat toentertyd algemeen gebruiklik was, en ook moes wees, omdat sulke beelde orals noodsaaklik was vir die leiding van die volk en van die volke. En ons het nog steeds die oorblyfsels van daai tyd se tale, was hoofsaaklik beelde gewees. In die Egipte het dit ook, was dit baie duidelik, hulle noem dit hieroglifiese skrif. Maar in die tyd van Adam het hulle ook met sulke beelde gekommunikeer. Selfs later na die vloed, die tyd toe die tale verwar word by die toring van Babel, het die mense ook nog 'n tipe van 'n beeldskrif gehad. Byvoorbeeld was Semiramis, die vrou van Nimrod, was voorgestel deur 'n duif en haar kind, kan nou nie sy naam onthou nie, Tammuz, was voorgestel as 'n duif met 'n takkie in sy bek. En ek dink Nimrod was voorgestel as 'n luiperd. En sy pa, Kush, was voorgestel as 'n knippel. Want van Kush kom die woord chaos of chaos, is direk van daai woord af te lei. En hy was, lyk my maar 'n wreedaard geweest, want anders sou hulle nie 'n knippel gebruik het om hom te beskryf nie. En later het skrifte verander en meer geword soos wat ons dit nou sien. Selfs die Hebreëse taal se letters is beelde. En in die boek van herinnering, in die boek van Jakobus, die Oer-evangelie, sal jy lees dat 'n rabbi vir Yeshua wil kom leer in die skool. Yeshua is nog 'n klein seentjie. En toe lê hy vir hom die hele uitleg uit van die alef. Dit is die eerste woord van die alfabet. Hy sê, en as jy dit nie eens ken nie, hoe wil jy vir my leer?
En die onderwysers het baie vererg weggegaan van hom af. Oorigens spreek dit vanself dat Elohim en die engele wel geweet het en ook in staat was om die eerste mensepaar in een van die vrugbaarste streke in die wêreld te vorm en te ontwikkel. Toe laat hulle spesiaal hiervoor toegelate natuurverskynsels die eerste mense dwing om hulle eerste voedingstuin te verlaat en verder op die aarde rond te kyk, gebeur dit ook nie as gevolg van 'n soort goddelike toorn nie, maar slegs uit liefde vir die mens, om hom weer uit sy traag geworde sinlikheid op te wek en om tot werksaamheid aan te spoor en om sy ervarings uit te brei. Toe Adam en sy vrou en sy seuns gewaar word dat daar bykans oral op die aarde iets te ete was, het hulle begin om groter reise te onderneem, waardeur hulle met Asië en Afrika redelik goed vertroud geraak het. Daardeur doen hulle weer allerlei ervarings op verborge wyse deur Elohim se gees gelei, kom hulle na hulle eerste Eden terug en bly daar, van waaruit dan ook die bevolking van die hele aarde ontstaan het. Sê my nou eers in jou hart, is hierin ook maar enige toorn of wraak van Elohim te ontdek? So dit is 'n baie wonderlike geestelike verklaring vir wat in die tuin van Eden gebeur het, wat ons almal maar nog 'n bietjie verkeerd in ons gedagtes beskou. As jy daaraan dink, dan dink jy maar aan dit was 'n lekker plek waar niemand niks hoef te gedoen het nie. Jy kan dit maar net vandag vergelyk, wanneer dit so weldadig met mense gaan, dat hulle absoluut aan niks tekort het nie. Dit is dan juis die tyd waar alle sondes uitgebrei word. Wanneer mense sukkel om te bestaan, en moet bid vir elke dingetjie wat hy wil hê, is daar altyd 'n sterker geestelike vlak van die mense. En daarom moet dit nie altyd te goed gaan met mense nie. Ons land is 'n voorbeeld daarvan. Toe dit te goed gaan met ons land, toe het die mense afgewyk van Vader se gebooie en het hulle leiers aangestel wat glad nie meer in die ware leer van Yeshua belang gestel het nie. Hulle het meer belang gestel om deel te wees van die wêreldorde, van die finansiële instellings van die wêreld en van die politieke bewegings wat die wêreld op daai stadium gedoen het, en was ons beginsel van elke volk op sy eie apart en vreedsame naasbestaan was verag deur die wêreld, en het hulle 'n stelsel ingebring in 1994 wat gemaak het dat die massas, wie se IQ, en dit is bewese feite, ver onder 60 gemiddeld is, en 'n gewone mens wat 'n bietjie nou nie te slim is nie, se IQ moet tussen 100 en 110 wees. En hulle het oorgeneem en hulle het ons eintlik basies tot niks afgeskryf in hierdie land. Nou sal 'n mens sê, hoekom het Vader dit toegelaat? Dis nie Vader nie. Die mens het dit toegelaat. Ons het vir daai klomp skuim gaan stem. Nou, waar is die toorn van Vader nou, omdat hulle ons nou op groot skaal vermoor, verdruk uit die werksplekke uithou, omdat ons 'n wit vel het, 144 wette op hulle boek het, teen wit mense? Hoekom het Vader dit toegelaat? Jy het 'n vrye wil. En as jou vrye wil na die verkeerde kant toe gaan, dan is dit tog logies en ook net reg dat jy ook die gevolge van jou vrye wil ervaar. Want indien daar moontlikheid is dat jy weer kan terugkeer, moes jy aan jou lyf gevoel het wat dit is om uit Vader se orde te gaan. En so het hierdie toestand van ons volk vir die afgelope 30 jaar baie mense tot bekering gebring, baie mense soekend gemaak en baie mense gered.
van 'n ewige dood. Ek sê altyd, in die tyd van die AWB, toe hy nou nog baie aktief was, toe sê ek, Julius Malema het baie meer mense na die waarheid gebring en 'n volksbesef laat kry as wat die AWB kon doen. Want die mense het gesien wat die alternatief gaan wees. Nie geglo nie. In 93 het hulle nie geglo nie. Alhoewel ek kan vandag sê met sekerheid sê dat daai hele ja-nee verkiesing wat ons ou mense nog kan onthou, was 'n klug en was gekoop gewees. Maar deur wie? Deur dieselfde nasionale party wat die hele volk voorgestem het. En die ander organisasies het basies feitelik deur die bank saamgeloop, definitief al die kerke. En vir die mense allerhande dinge voorgehou, as hulle nie met hierdie pad loop nie. Nou ja, ons weet nie hoe lank hierdie ballingskap gaan hou nie, hierdie in hakies toer of in aanhalingstekens in die toren van Jahwe nog oor ons gaan wees nie, maar ons weet dat as 'n volk berou het oor hulle dade, opreg boete doen, dan kan Vader jou uit Egipte uitvat. Hy kan vir Lot uit Sodom en Gomorra vat. Hy kan al hierdie dinge doen. Hy kan vir Noag met 7 ander mense bewaar hou terwyl die aarde onder water verswelg. En dit is maar die hoop wat ons almal moet hê. En om elke dag vra daarvoor. Baie dankie.